Kom ons gesels oor hoe konstante kommunikasie in gesinne jou help floreer. In 'n wêreld waar skedules vol is en elkeen in sy eie rigting hardloop, kan gesinne so maklik by mekaar verbyleef. Ek het onlangs met 'n paartjie gesels wat ontdek het dat hulle mekaar eintlik stadig aan begin half ignoreer het of vanselfsprekend aanvaar het sonder om dinge uit te praat. Selfs klein verskille is geïgnoreer asof dit sal verbygaan en hulle het nie respekvol mekaar gehelp om by die beginsel uit te kom nie. En so word klein verskille of irritasies toe struikelblokke uiteindelik van wanbegrip en wantroue. Paulus herinner ons in Efesiërs 4 vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Nou dit geld nie net van 'n gemeente nie, maar juis ook van 'n gesonde gesin en van 'n liefdevolle huwelik. Wanneer ons kies om respekvol openlik te praat, bou ons vertroue. Navorsing bewys dit. Paul Zak wys daarop dat konsekwente eerlike kommunikasie ons oksitosien vlakke verhoog. Nou daardie goedvoel hormoon help empatie versterk en mense nader aan mekaar bring. As dit waar is vir organisasies, hoeveel te meer in die kosbaarheid van 'n gesin of 'n familie. En wanneer ons deel hoe ons dag regtig is met al die vreugdes, die frustrasies, asook die klein oorwinnings, dan skep ons die ruimte vir mekaar waar elkeen kan voel, ek behoort, ek word gehoor. Selfs tegnologie kan hierdie omgee vir mekaar deurgee. 'n Voice note vir jou geliefde, of 'n stemboodskap vir jou geliefde op 'n WhatsApp, om net te laat hoor jy gee om. Of 'n hartjie emoji prentjie by jou WhatsApp of jou Signal of wat 'n instrument jy ook al gebruik. En dis alles klein gebare wat die boodskap deurgee van ek gee om, ek stel belang in jou. So kommunikeer konstant, kommunikeer eerlik, kommunikeer empaties, kommunikeer om mekaar te begryp en te vertroos, kommunikeer sodat konflik kan verminder en vreugde in mekaar en by mekaar as 'n vrug hiervan kan groei. So vandag, maak doelbewus weer tyd om te kommunikeer. Dis kosbare koneksie. Leef geïnspireerd.